Hallo, vandag het ek vir jou 3 vrae. Ja, 3 belangrike vrae. Dis nie moeilike vrae nie, dis nie triekie vrae nie, maar ek wil hê jy moet hulle baie eerlik beantwoord. Vraag nommer 1 is: wat is die beste plek? Die hemel of die aarde? Natuurlik, as jy jou Bybel gelees het, gaan jy vir my sê, die hemel is 'n beter plek. Natuurlik, ons wil graag almal eendag hemel toe gaan, want in die hemel is daar geen pyn en lyding en swaar kry nie. Ja, die hemel is die beter plek. Vraag nommer 2. Die tweede vraag het ek so 'n bietjie setup nodig. So luister mooi. Veronderstel iemand leef ver van die Here af. Hy ken nie die Here nie, hy leef in sonde. En dan gaan hy om een of ander rede na 'n diens toe. Hy sit in die kerk en hy hoor die evangelie en dit raak hom so aan, dit gryp hom aan en daar in die kerk kom hy tot bekering. Hy bely sy sonde voor die Here. Hy nooi God in sy lewe in. En dan net na die diens, dan stap hy oor die straat na sy motor toe en 'n bus kom verby en ry hom dood. Tragies, né? Maar dink jy daardie ou gaan hemel toe? Natuurlik gaan hy hemel toe. Want terwyl Jesus aan die kruis gehang het, het een van die moordenaars wat berou gehad het, vir Jesus gevra en gesmeek en gesê: "Dink aan my Here wanneer u in die koninkryk kom." En weet jy wat het Jesus vir hom gesê? "Vandag sal jy saam met my in die paradys wees." So dit maak nie saak hoe lank gelede jy tot bekering gekom het nie. Die Here sê nie, okay, as jy tot bekering gekom het, dan moet jy eers daarom 6 maande vir my 'n goeie lewe leef, dan sal ek jou hemel toe laat gaan nie. Nee, ons kry die ewige lewe uit God se hand uit, gratis as geskenk, ons kan dit nie verdien nie. So, die oomblik as jy tot bekering kom, die oomblik as God jou sy kind maak, in Jesus, dan word jy 'n citizen, wat is die woord vir 'n citizen? 'n inwoner van die hemel, ja, dan gaan jy hemel toe. Nou natuurlik, as dit dan so is dat die hemel 'n beter plek is as die aarde en dat elkeen wat glo hemel toe gaan, hoekom is ons nog hier op aarde? Hoekom moet God ons nie al almal weggevat hemel toe, dat ons by hom kan wees nie? Dit sou soveel beter gewees het. Die antwoord vind ons in Matteus 28 vers 19, want sien, God het 'n opdrag vir jou en vir my. In Matteus 28 vers 19, net voordat Jesus opvaar na die hemel, dis nou na die kruisiging, na die opstanding, dan sê hy vir sy volgelinge die volgende woorde: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." In vers 20, "En onthou, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." God het vir ons 'n opdrag, daarom hou hy ons op hierdie aarde, en as jy vandag op hierdie aarde is, en terwyl jy nou in die video kyk, behoort jy op hierdie aarde te wees, beteken dit, God het 'n opdrag vir jou, God het 'n werk, 'n taak vir jou, en dit is om te gaan en disippels te gaan maak. Nou ja, kom ons unpack dit so 'n bietjie. Wat beteken dit en hoe doen 'n mens dit prakties om disippels te gaan maak? Miskien moet ek net heel eers sê, hierdie opdrag is nie net vir dominees en vir pastore en vir priesters nie. Dis nie net vir sekere heilige mense wat God uitgesonder het nie. Jesus het dit vir al sy volgelinge gesê. En as jy 'n disipel is, as jy 'n volgeling van Jesus is, dan het hy dit ook vir jou gesê, en dan is dit ook 'n opdrag aan jou. Gaan dan en gaan maak disippels van al die nasies. Dit is die opdrag. Ons doen dit in die eerste plek deur ons lewe, deur die voorbeeld wat ons stel, die manier waarop ons optree teenoor ander. Wanneer iemand sien hoe ons glimlag, hoe ons vriendelik is, hoe ons hulpvaardig is, hoe ons mense help, dan wys ons vir hulle God se liefde. En dit is 'n getuienis. Maar ons lewe kan nie die enigste getuienis wees, die enigste manier waarop ons disippels maak nie. Ons moet ook ons monde, ons woorde gebruik. Ons moet ook getuig met ons stemme en sê wie God is. Want mense gaan nie net uit ons lewe as hulle na ons kyk kan sien wie God is, wat hy vir hulle gedoen het en hoe hulle sy kinders kan word nie. Ons moet dit ook vir hulle gaan vertel. Met ander woorde, ons moet die evangelie gaan deel. So, ons moet kan praat oor die evangelie. Ons moet kan getuig van wat God in ons lewe gedoen het. En daarom is dit belangrik om te weet hoe om dit te doen. Want miskien sit jy nou en jy dink, o, Here, dit is nie regtig vir my nie, want ek is bietjie skaam, ek kan nie so maklik praat soos jy nie. Hoe deel 'n mens die evangelie? Kom ek gee vir jou 'n eenvoudige voorbeeld oor hoe jy die evangelie in die vorm van 'n storie met iemand kan deel.
Ek hou van stories want ek is 'n storieverteller. So daarom het ek besluit om vir jou die storie te gee. Dan kan jy die storie so 'n bietjie skaaf en aanpas wanneer jy teenoor iemand wil getuig, wanneer jy die evangelie vir iemand wil vertel. Nou moet ek dadelik sê, hierdie is nie 'n gelykenis soos Jesus se gelykenis nie. So moenie probeer om sekere mense, sekere karakters te maak in hierdie storie nie. Dit is net 'n plain doodgewone storie van Jannie. Ons sê maar sy naam is Jannie, het kan enige naam wees waarvan jy hou. Maar in elk geval, Jannie was 'n klein seentjie wat mal was oor bote. Nou weet ek, my seun is mal oor motors. Enige ding met wiele aan, maar Jannie was lief vir bote. En hy het elke dag, dit was sy gunsteling tydverdryf, het hy gespeel met bootjies en het hy bootjies gemaak. Hy het blare op die water gesit en het so geblaas. En dan gesien hoe hulle vaar en hy het hom verbeel, dis 'n mooi groot boot. En toe koop sy pa en sy ma vir hom vir sy verjaarsdag 'n regte boot. 'n Boot wat hy kon bou saam met sy pa. En hy het verlang daarin gewerk, hy het die boot gemaak, met sy eie hande het sy pa hom gehelp en hulle het die boot aan mekaar gesit en die boot kon dryf. Dit kon op water vaar, dit was 'n seilboot met seile en alles. En hulle huis was langs 'n groot meer gewees en toe het hy so lekker by die water gaan speel. Elke dag as hy van die skool afkom, het hy sy boot gevat, om daar op die meer se water neergesit en gekyk hoe die wind die seile vat. En dan het hy gehardloop so langs die boot af. En dit was vir hom die lekkerste speelding. En toe eendag, terwyl hy so lekker speel met sy seilboot daar by die meer in die water, toe roep sy ma, dit is middagete, jy moet kom eet. En hy sê, mamma, ek wil speel so lekker. Sy ma sê, kom, jy kan weer gaan speel as jy klaar is, maar kom eet nou eers. En hy los die boot daar tussen die riete. Hy gaan ons nou terugkom, hy gaan vinnig eet. Hy eet sy kos op en toe hy terugkom, toe is die boot weg. En hy weet nie waar het is nie. Hy dink, het iemand die boot gevat? Of het die wind dalk die boot tussen die riete uitgewaai en hy kyk oral op in die meer, maar hy sien nie die boot raak nie. En hy begin sommer huil, want hy was so hartseer, omdat hy sy geliefde boot verloor het, die boot wat hy met sy eie hande gemaak het. Maar, 'n paar weke later, toe is hy saam met sy ma in die dorp, en hulle stap so in die straat af, en hulle stap verby 'n pandjieswinkel, 'n pawnshop. En daar in die venster van die winkel sien hy sy boot. Hy herken dadelik sy boot, hy ken daai boot so goed. En hy hardloop in die winkel in, en hy sê vir die man agter die toonbank, Oom, dis my boot daar, gee my asseblief my boot terug, ek is so bly ek het my boot gekry. Die oom kyk hom so aan, hy sê vir hom, nee boet, ek kan nie die boot vir jou gee nie, dis nie jou boot nie, dis my boot, dit behoort aan my, ek het dit gekoop by iemand wat dit hier aangebring het, maar jy kan dit by my koop. En Jannie se moed sak in sy skoene en hy sê vir die oom, oom, hoeveel kos die boot? En die oom sê, R250. En Jannie dink so by homself, maar ek het nie so baie geld nie, dis heeltemal te veel. Waar gaan ek die geld vandaan kry? En hy sê vir die oom, as ek beloof ek gaan nie die boot by oom koop, sal oom hierdie boot van my hou totdat ek die R250 het. Die oom sê, tops is reg, ek hou hom vir jou. En hy haal hom uit die venster uit, en hy vat hom na die pakkamer toe agter in die winkel. En Jannie het begin spaar. Hy het skottelgoed gewas vir sy ma, hy het motorgewasse gras gesny vir sy pa, en hy het elke sent wat hy in die hande kon kry gespaar. En toe hy weer verjaar, toe gee sy ouma en sy oupa vir hom so 'n paar ekstra rande, en hy het uiteindelik R250 by mekaar, en hy sê vir sy ma, mamma, ons moet na die pawnshop toe gaan, ons moet dit na die pandjieswinkel toe gaan, want ek wil my boot gaan koop. En sy ma vat hom, en hulle gaan koop die boot terug. Hy stap in die winkel in, en hy sê vir die oom hierso, en hy tel die geld so af. Hier is die R250 vir die boot. Nou is die boot myne. En hy vat die boot, toe die oom dit so in sy hande sit, en hy kyk dit so aan, en hy sê, jy is nou dubbeld myne, want ek het jou met my eie hande gemaak, en toe jy weggeraak het, het ek jou weer met my eie geld gekoop. En dis wat God gedoen het vir ons, hy het ons gemaak, met sy eie hande het hy ons gevorm, ons is syne, maar die sonde het veroorsaak dat ons weggeraak het, dat ons verlore geraak het. En Jesus het gekom, en hy het die prys betaal, hy het ons weer gekoop, ons losgekoop van die sonde, sodat ons weer sy kinders kan wees. Dis die evangelie in 'n neutedop. God het ons gemaak om aan hom te behoort, om in 'n verhouding met hom te leef. As gevolg van sonde het ons weggeraak van God af. Jesus Christus het gekom, hy het gelei, hy het gesterf, en hy het uit die dood uit opgestaan,
om ons weer terug te bring na hom toe, om ons weer sy kinders te maak, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. So as jy die evangelie moet deel dit net so, dit is so eenvoudig soos dit. Daar's natuurlik nog maniere waarop jy die evangelie kan deel, waarop jy kan gaan disippels maak. God het aan jou talente en vermoëns gegee. Wanneer jy betrokke raak by 'n sendingorganisasie, by 'n gemeente wat sendinggerig is, wat sendelinge uitstuur, dan is jy ook besig om die evangelie te versprei. Wanneer jy betrokke raak by enige ministry wat die evangelie bring na mense toe, dan is jy besig om God se opdrag uit te voer van gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. So, ek wil jou vandag uitdaag om te gaan en disippels te gaan maak, want 'n verhouding met God gaan nie net oor jou en God nie. Dit gaan oor jou medemens en 'n wêreld wat hom nodig het. Gaan dan na al die nasies toe en gaan maak disippels vir Jesus Christus. Vrede vir jou. En onthou voor jy gaan, om die video te like, te subscribe, en ook te oorweeg om 'n member van die kanaal te word, en op die manier betrokke te wees by hierdie bediening, waar ek die woord bring elke dag in 'n Bybelbrokkie, en gewoonlik so ergens in 'n week op 'n Sondag, ook in 'n groter, langer boodskap soos hierdie ene. Mooi bly, totsiens.